Ons gaan aan met Jesaja 6, Jesaja as profeet geroep. In die sterfjaar van die koning Osia, het die hemelse Vader sien sit op 'n hoë verhewe troon, terwyl sy somme die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die hemelse Vader van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het hy gesê, Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die hemelse Vader van die leerskare gesien, maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die hemelse Vader, wat sê, Wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, Hier is ek, stuur my. En hy het gespreek, gaan sê aan hierdie volk, Hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien nie met hulle oë nie, en hulle ore nie hoor nie, en hulle harte nie verstaan nie, en hulle het al nie bekeer en gesond word nie. Toe sê ek, Hoe lank, hemelse Vader? En hy antwoord, totdat die stede verwoes lê, sonder inwoners, in die huis sonder mense, en die land verwoes is tot 'n wildernis. En die hemelse Vader, die mense verwyder het, en die verlatenheid groot is in die land. En as nog 'n 10de deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting, maar soos by die terpentynboom en die eikeboom, as hulle omgekap word, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag en die stomp daarvan wees. Tot sover. En ons gaan aan met hoofstuk 7, die Immanuel teken. En in die dag van Agas, die seun van Jotam, die seun van Osia, die koning van Juda, het Rezin, die koning van Aram, met Pekka, die seun van Remalia, die koning van Israel, opgetrek na Jerusalem, om daarteen oorlog te voer, maar hy kon nie daarteen veg nie. Toe hulle aan die huis van Dawid berig stuur, met die woorde, die Arameërs het op Efraim toegesak, het sy hart en die hart van sy volk gebewe, soos die bome van die bos bewe voor die wind. En die hemelse Vader het vir Jesaja gesê, Gaan tog uit, Agas tegemoet, jy en jou seun Serach, Jasjejub, aan die end van die watervoor, van die boonste dam, by die groot pad van die Blykveld, en sê vir hom, neem jou in ag, en wees gerus, wees nie bevrees, en laat jou hart nie week word oor hierdie 2 rokende stukke brandhout nie, weens die gloeiende toorn van Rezin en die Arameërs, en van die seun van Remalia, omdat Aram onheil teen jou besluit het, Efraim en die seun van Remalia, deur te sê, laat ons optrek teen Juda, en dit skrik aanjaag, en dit vir ons verower, en die seun van Tabial daaroor koning maak. So sê die hemelse Vader, dit sal nie stand kom nie, en dit sal nie gebeur nie, want Damaskus is die hoof van Aram, en Rezin is die hoof van Damaskus, en binne 65 jaar sal Efraim verbreek word, sodat dit geen volk meer is nie, en Samaria is die hoof van Efraim, en die seun van Remalia, die hoof van Samaria, as julle nie glo nie, voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie. En die hemelse Vader het verder vir Agas gespreek en gesê, eis vir jou 'n teken van die hemelse Vader, jou God,
sak diep af na die doderyk, of klim hoog op die boontoe toe. Maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie, en die hemelse Vader nie versoek nie. Toe sê hy, luister tog, o huis van Dawid, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? Daarom sal die hemelse Vader self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hom Immanuel noem. Dikmelk en heuning sal hy eet, as hy weet om te verwerp wat kwaad is, en om te kies wat goed is. Want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is, en te kies wat goed is, sal die land vir wie se 2 konings jy bang is, verlate wees. Maar die hemelse Vader sal oor jou en jou volk en die huis van jou vader dae laat kom soos daar nie gekom het, en die dag dat Ephraim van Juda afgeval het nie, die koning van Assur. En in die dag sal die hemelse Vader vir die vliee fluit, wat aan die einde van die strome van Egipte is, en die bye wat in die land van Assur is. En hulle sal kom en almal gaan sit in die dale van die steil hoogtes en in die skere van die rotse en op die doringbosse en op die drinkplekke. In die dag sal die hemelse Vader met die skeermes wat anderkant die Efraat gehuur is, met koning van Assur afskeer die hoof en die hare van die voete, en dit sal ook die baard wegneem. En in die dag sal 'n man 'n jong koei en 'n paar skape in die lewe hou, weens die oorvloed van melk en wat hulle gee, sal hy dikmelk eet, want dikmelk en heuning sal almal eet wat in die land oorgebly het. In die dag sal elke plek waar 1000 wingerdstokke staan, wat die waarde van 1000 sikkel silwer het, vir die dorings en dussels wees. Met pyl en boog sal hulle daarheen kom, wat die hele land sal vol dorings en dussels wees. En al die berge wat met die pik bewerk is, daar sal hulle uitvrees vir dorings en dussels nie kom nie, maar dit sal dien om die beeste in te jaag en om deur die kleinvee vertrap te word. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 8. 'n ander teken van die strafgerig. Verder het die hemelse Vader aan my gesê, neem vir jou 'n groot tafel en skryf dit daarop met 'n mensegriffel. Net nou is daar byt, gou is daar roof. En ek wil my vertroubare getuies neem, Uria, die priester, en Sagaria, die seun van Jeberachia. En ek het na die profetes gekom, en sy het swanger geword, en 'n seun gebaar. En die hemelse Vader het vir my gesê, noem hom net nou, is daar byt, gou is daar roof. Want voordat die seentjie kan roep, vader of moeder, sal hulle die rykdom van Damaskus en die byt van Samaria voor die koning van Assur bring. Verder het die hemelse Vader nog met my gespreek en gesê, omdat hierdie volk die waters van Siloa verag wat saggies vloei, en daar vreugde is saam met die Rezin en die seun van Ramalia. Kyk, daarom sal die hemelse Vader oor hulle laat opkom, die sterk en die magtige waters van die Efraat, die koning van Assur en al sy heerlikheid, en hy sal bo al sy bedding styg, en gaan oor al sy walle, en hy sal Juda indring in stroom en oorloop, tot die nek toe sal hy kom, en die uitbreidinge van sy vlerk sal u land in sy breedte vul, o Immanuel. Maak geraas, o volke, en stort in mekaar, luister alle ver plekke van die aarde, gord julle en stort in mekaar, gord julle en stort in mekaar, neem 'n besluit en dit sal verydel word, maak 'n afspraak en dit sal nie tot stand kom nie, want God is met ons. Want so sê die hemelse Vader, wat met my gespreek het, toe sy hand my oorweldig het, en hy my vermaan het om nie te wandel op die weg van hierdie volk nie, met die woorde, julle mag nie alles 'n sameswering noem, en hierdie volk 'n sameswering noem nie, en julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees nie,
of verskrik wees nie. Die Hemelse Vader van die leerskare, hom noem julle heilig, en laat hy julle vrees, en hy julle verskrikking wees. Dan sal hy vir julle 'n heiligdom wees, maar 'n klip waar 'n mens teen stamp, en 'n rots waar 'n mens oor struikel, is vir 2 huise van Israel 'n vangnet, en 'n struik vir die inwoners van Jerusalem. En baie onder hulle sal struikel, en val, en verbreek, en verstrik, en gevange word. Blind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van my leerlinge. En ek sal wag op die Hemelse Vader, wat sy aangesig verberg het vir die huis van Jakob, en op hom hoop. Hier is ek, en die kinders wat die Hemelse Vader my gegee het, tot tekens en sinnebeelde is ons in Israel vanweë die Hemelse Vader van die leerskare, wat op die berg Sion woon. En as hulle vir hulle sê, raadpleeg die geeste van die afgestormnes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes en die dooies gevra word, tot die wet en tot getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Dan sal hulle deur die land trek, beswaard en honger, en as hulle honger het, sal hulle in die toorn uitbreek, en hulle koning en hulle God vloek. Dan sal hulle na bo kyk, ook die aarde aanskou, en kyk, daar sal benoudheid en duisternis wees. In jammer nag en donkerheid is hulle gedrywe. Want nie langer sal dit donker wees, daar waar benoudheid is nie. In die eerste tyd, hy die land van Sebulon en die land van Naftali in veragting gebring het, en in die laaste tyd bring hy tot eer weg na die see en oorkant van die Jordaan, die streek van heidene, ekskuus, tot sover. En ons gaan aan met Jesaja 9, voorspelling van die Messias ryk. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien, en wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor u aangesig, soos iemand wat vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die byt verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het u verbreek, soos op die dag van Midian. Want elke soldate skoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding en 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Hemelse Vader van die leerskare sal dit doen. Die slaande hand van die Hemelse Vader. Die Hemelse Vader stuur woord in Jakob, en dit val in Israel. En die hele volk sal dit gewaar word, Efraim en die inwoners van Samaria, wat in trotsheid en grootsheid van hart sê, die bakstene het geval, maar met gekapte klip sal ons bou. Die wilde vyebome is afgekap, maar ons sal seders in hulle plek neem. Maar die Hemelse Vader gee aan die teestanders van Resin die oorhand oor hulle, en hulle vyande sal hulle ophits. Die Arameërs van voor en die Filistyne van agter, dat hulle Israel met volle mond kan opeet. Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Maar die volk bekeer hulle nie tot hom wat hulle slaan nie.
en hulle soek nie die Hemelse Vader van die leerskare nie. Daarom sny die Hemelse Vader van Israel af kop en stert, palmtak en biesie op een dag. Die oudstes en aansienlikes, die is op kop, en die profeet wat leuns profeteer, die is die stert. En die leiers van hierdie volk het verleiers geword, en die van hulle wat gelei word, is op 'n dwaalweg gebring. Daarom sal die Hemelse Vader oor hulle jong manne nie bly wees nie, en hom nie ontferm oor hulle wese en hulle weduwees nie, want hulle is almal roekelose mense en kwaaddoeners, en elke mond spreek goddeloosheid. Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Want die goddelose brand soos vuur, dit verteer dorings en dissels, en steek die digte takke van die bos aan, die brand, sodat hulle in die rookpilaar opstyg. Deur die grimmigheid van die Hemelse Vader van die leerskare staan die land in vlamme, en het die volk geword soos 'n prooi van die vuur. Die een spaar die ander nie, en hulle byt na regs en hulle het honger. Hulle vreet na links en word nie versadig nie. Hulle eet elkeen die vlees van sy eie arm. Manasse vir Efraim, en Efraim vir Manasse, en hulle saam is teen Juda. Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 10. Wie hulle wat heillose insettinge tot wet maak, en die skrywers wat moeite ywerig voorskrywe, om die armes van gereg weg te stoot, en om elendiges onder my volk van reg te beroof, sodat die weduwees hulle byt kan word, en hulle die wese kan plunder. Maar wat sal julle doen op die dag van besoeking, en by die verwoesting wat van ver af sal kom? Nou wie sal julle vlug om hulp, en waar is julle rykdom weggebere? Hulle kan net maar buig soos geboeides, en val soos diegene wat gedood is. Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Voorspelling van die ondergang van die Assiriërs. Wee Assir, die roede van my toorn, en 'n stok is hy, in hulle hand is my grimmigheid. Ek sal hom stuur teen 'n roekelose nasie, en sal hom bevel gee teen die volk van my grimmigheid, om byt te maak en roof in te samel, en om hulle tot vertrapping te maak soos modder van die strate. Maar hy bedoel dit nie so nie, en sy hart dink nie so nie, maar om te verdelg is in sy hart, en om nasies uit te roei, nie min nie. Want hy sê, is my vorste nie almal saam konings nie? Het dit met Kalno nie gegaan soos met Karkmes, met Hamat, soos met Arpad, met Samaria, soos met Damaskus nie? Soos my hand die koninkryke van die afgode bereik het, alhoewel hulle gesneede beelde meer was as die van Jerusalem en Samaria, sou ek nie soos ek aan Samaria en sy afgod gedoen het nie, net so aan Jerusalem en sy afgode kan doen nie. Maar die Hemelse Vader al sy werk voltooi het op die berg van Sion en in Jerusalem, dan sal ek besoeking doen oor die vrug van die grootsheid van die hart van Assirië se koning, en oor die gespraal van sy hoë oë. Want hy sê, deur die krag van my hand het ek dit gedoen, en deur my wysheid wat ek is verstandig, en die grense van die volke het ek verwyder, en hulle voorrade het ek geplunder, en die wat op die trone sit, het ek soos 'n maghebber neergewerp. En my hand het na die rykdom van die volke gegryp, soos na 'n voëlnes, en ek het die hele aarde bymekaar geskraap, soos 'n mens eiers bymekaar skraap, wat verlaat is, en daar was niemand wat 'n vlerk verroer het, of 'n bek oopgemaak het, of gepiep het nie. Kan die byl
hom beroem teen die wat daarmee kap, of die saag spog teen hom wat dit trek, asof die staf hulle swaai wat hom ophef, asof die stok hom ophef wat nie hout is nie. Daarom sal die hemelse Vader van die leerskare onder sy vetes en 'n maarte stuur, en onder sy heerlikheid sal hy 'n brand laat uitslaan, soos 'n brand van vuur. En die lig van Israel sal 'n vuur wees, en sy heilige 'n vlam, en dit sal sy dussels en sy dorings verbrand en verteer op een dag. Ook sal hy die heerlikheid van sy bos en van sy vrugteboord verteer, van die siel af tot die vlees toe, sodat dit soos wanneer 'n kranke wegkwyn. En die oorblyfsel van die bome van sy bos sal min in getal wees, en 'n seentjie sal hulle kan opskrywe. En in die dag sal die oorblyfsel van Israel en die wat ontvlug het van die huis van Jakob nie meer voortgaan om te steun op hom wat hulle slaan nie, maar hulle sal steun op die hemelse Vader, die heilige van Israel, in opregtheid. Die oorblyfsel sal terugkom, die oorblyfsel van Jakob, na die sterkte van God toe. Want al was jou volk, Israel, soos die sand van die see, net 'n oorblyfsel van hulle sal terugkom. Die verdelging is vas besluit, en die vloei oor van geregtigheid. Want 'n verdelging wat vas besluit is, sal die hemelse Vader van die leerskare voltrek in die midde van die hele aarde. Daarom so sê die hemelse Vader van die leerskare: O my volk wat in Sion woon, wees nie bevrees vir Assur wat jou met 'n staf slaan en sy stok teen jou ophef op die manier van Egipte nie, want tog 'n baie kort rukkie, dan is die grimmigheid ten einde, en my toorn gaan uit om hulle te vernietig. En die hemelse Vader van die leerskare sal oor hom die gesel swaai, soos Midian verslaan is by die rots van Oreb. En sy staf sal wees oor die see, en hy sal dit ophef op die manier van Egipte. En in die dag sal sy las afgelei van die skouer en sy juk van jou nek, en jou juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. Hy oorval Ayat, hy trek deur Migron en Migmas, laat hy sy pakgoed agterbly. Hulle trek oor die nek en laat Geba ons nagverblyf wees. Rama bewe, Gibea van Saul vlug. Skree dit uit, dogter van Gileam. Luister, Lais, arme Anna, tot. Madmena vlug, die inwoners van Gebim soek skuiling. Nog vandag staan hy in Nop. Hy swaai sy hand teen die berg van die dogter van Sion, teen die heuwel van Jerusalem. Maar kyk, die hemelse Vader van die leerskare slaan met 'n skrikwekkende geweld die takke af, en die hoog uitgegroeides word omgekap en die verhewenes neergegooi. En hy sal die digte takke van die bos met die yster omkap, en die Libanon sal val deur die heerlikheid. Tot sover.